van ek en my pa het nog altyd 'n goeie verstandhouding gehad, maar ons het nog nooit 'n regtig goeie vir pa-seun verhouding gehad. En hy sê nie maar altyd 'n goeie verstandhouding gehad. En toe ek het altyd bekering gekom, was seker al 3,5 jaar gered gewees. Toe sê ek vir hom eendag, hoor, kom braai bietjie by my. Kom hy by my, toe sê ek, maar pappa se voete was vanaand. En hy het 'n joke daarvan gemaak. Ja, is reg, onthou net om tussen die tone ook te was, sê hy. En ek sê toe nie is reg, ek gaan, maar toe ek hy water tap, toe sê ek vir my ma, as hy man se voete in die water kom, dan's hemel op ons vanaand. Want God het Jesus het van ons verwag om voete te was. Ek meen, hy sê vir Petrus, as ek nie jou voete was nie, dan kan jy geen deel van my hê nie. En dan sê Petrus, was my hele lyf. Dan sê Jesus, nee, jou lyf is skoon, dis net jou voete. In ander woorde, daar's baie keer wat ons heel okay is, maar ons het op verkeerde plekke gestap. En dan moet ons kom dat die koning ons voete kan was om weer skoon te maak. Want ons het in plekke geloop waar ons die moesie wat ons voete vuil gemaak het. En ek weet vandag hoe, want ek het toe gekyk na my finansies. Ek het nou vir 5 jaar wat ek nie 'n salaris verdien nie, wat ek nie vir 'n kerk werk nie, wat ek nie weet wat my inkomste elke maand is nie. Ons vra nie fooie om te travel, om kerke te besoek nie brandstofgeld nie, zilts. Ons gaan op ons eie kostes en God voorsien bonatuurlik elke maand. Hierdie maand wat nou verby is in lockdown, het ons dit ingeroep as die mees bonatuurlikste finansiële maand net voor lockdown en toe saai ek 50% van wat ek besit in my rekening. En ek meen, ek het seker al 5 of 6 keer teruggekry van wat ek ingehaat het in die maand wat verby is. En God's regtig getrou in elke vlak, maar ek het geweet as my verhouding met my pa nie gaan reg wees nie, eer jou vader en jou moeder sal lank leef, dan gaan daar so seker goed wees wat 'n blessing blok. En ek het hom huis toe genooi, en nie net om die blessing te kry, en ek wou vir my verhouding met my pa reggemaak het. En men, ek het soveel onreg gedoen, ek sal nou 'n bietjie meer in dit ingaan, maar soveel onreg eintlik teenoor my ouers gehad in my tyd wat ek groot geraak het, want dit was seks, drugs, rock and roll. En hoeveel keer my pa my net uit 'n polisieman se van uit moes gekry het, of uitgepraat het, of uit die terug in die skool ingepraat het, want hulle wou my nie daar gehad het nie. So, ek onthou daai aand toe ek die bak neersit, en ek sit sy voete in, toe sy trane, toe begin hulle onmiddellik, maar snot en trane, die grap in jou, gaan hy dood wanneer hy voete was, en snot en trane, ek het hom vergifnis gevra, vals het ek ooit verkeerd gedoen het, en hom gevra om my te vergewe, en vry te spreek, en my te seën. En vir ouers wat nie weer gebore was of is, hulle is nou, maar daai tyd nie so on fire soos wat hulle moet wees nie. Hulle was nie gewees totdat ek nie tot bekering gekom het. Ek was die eerste ou in my gesin, my broer was 'n ateïs, hy's vandag 'n worship leier. Maar toe dit gebeur, en my pa sê, maar ek het jou lankal vergewe, nê? Vergewe my. Toe gaan ons gesin van hier af na dit toe, in 'n oomblik. En met my eie vrou doen ons presies dieselfde. As daar enige kopstampery was, hoe ook al, in watter manier ook al. Nou, ek is nou jonk getroud, maar ek gaan nie 'n kans laat verbygaan, dat vergifnis en dat onvergifnis 'n plek kry om te broei nie. Die Bybel sê, wanneer sonde, when sin conceives, nee, it kills us. Daar's 'n plek wat jy gee die vyand 'n plek, sonde kry 'n saadjie, daai saad groei, en daai saad, as hy volgroeid is, maak jou dood. En baie ouens vryf net goed onder die mat in. En dis nie waar ons moet kom nie. Ons kan nie net goed onder 'n mat invryf nie. Ons moet dit uitsorteer in 'n oomblik. Anders te broei dit raak groot en dan maak dit jou dood op die ou end. Want jy kan gaan vandag, ons is nou 'n klomp mans hier op, nee, maar mans is nie emosioneel. Ons sê altyd 'n man het 2 knoppies, of hy's honger of hy's lus. Of jy gee hom kos of jy vry hom, maar een van die 2 gaan werk vir hom in 'n oomblik. Maar 'n vrou is emosioneel. Hulle maak emosionele besluite, hulle wil emosioneel geliefd wees, hulle wil hoor, hulle is mooi. My vrou wil 100 keer 'n dag hoor, sy is mooi, en al sê ek vir 100 keer, gaan sy my elke keer vra, regtig, dink jy regtig ek is mooi? Maar ek worry nie, my hare kan woes lyk, jy hoef nooit vir my te sê ek's mooi, en ek sê, kyk, gee my kos en vry my, en dan is ek happy, né? So, dis hoe meeste mans operate, maar my vrou, ons maak 'n punt daarvan, en ons het nou die laaste tyd opgeslip, want die raak so besig met goed. Ons probeer regtig 'n punt daarvan maak, om elke Sondag aan voete te was. En dan vra ons vergifnis teenoor mekaar vir enigiets wat dalk in daai week moes gebeur het. En dan
liefie, hoekom voel jy oor dit so? Hoekom dink jy oor dit so, wat? En dan sien ek in my eie gesin tans, reconciliation op 'n weeklikse basis, inteendeel op 'n daaglikse basis, want elke dag sê jy iets, doen jy iets, en ek vra my vrou, hoorie, wat het ek vandag dalk gedoen, wat nie vir jou nice was nie, dan sê sy vir my, sê lekker om dit te hoorie, maar dit sort jou as mens uit, want jy groei, en as daai ding daarso is, dan, julle het nou geskei, en is nie lekker nie, en ek weet nie wat julle situasie is nie, en ek weet nie of jou hart is om dit dalk reg te maak, of dit haar hart is om dit reg te maak, of wat die situasie is nie, maar God kan enigiets herstel, en ek dink dit begin by 'n goeie beginpunt van vergewe my. En ons ek baie dink keer vergifnis. Ja. Sorry. Pickard, hoorie so, jy het so lekker begin, maar ek moet eintlik amptelik vir jou eers welkom meet, en ek sien hierse Ludwig ken ek ook nie, so een of 'n paar nuwe manne. So jy het nou al, en ek sien ons word gerekord, so dis goed. Maar ek wil net gou die storie net amptelik open. Ek is nou die MC en almal welkom weer. Rian, ek weet nie of jy nog iets wil sê nie. Maar dan gaan ons net gou met gebed open. Ek moet nou vir jou sê, as Ludwig Pickard, jy het nou begin met 'n bang, so my vrou is die enigste vrou ingelok, sy's in die hoofkantoor op haar telefoon. En ek weet ek is voor in die huis en sy is in die kamer en ek weet sy lê nou en lag vir my, want sy het vir my seker net so met die begin van lockdown gesê, ons moet mekaar se voete was, en ek het Kanaf gesê, nee, dis sommer net, dis sommer 'n simpel idee, so ek dink, al was hierdie gesprek net vanoggend vir my gewees, was dit die moeite werd gewees, so dankie vir dit. Ja, so, manne, dankie, ek dink ons kry hom weer in, jy gaan weer met ons spesifiek oor daai praat, en ek weet jy is hier 'n jong getroud, ouens wat al 30 jaar getroud is, kan ook leer by daai goed, ons kan dit lank die eerste keer doen, baie goeie gebruike, waarvan jy praat, en is alles Bybels, en dit is goed wat werk. So, as julle manne omgee, kan ons gou net ons oor toe maak, ons hoof toe by gaan ons gou vir die Here vra, sy seun. Hemelse Papa, baie dankie dat ons vanoggend so spesiaal en 'n unieke manier by mekaar kan wees. Here, dankie vir tegnologie wat vir ons dit moontlik maak, dat ons U naam kan aanroep, U naam kan verheerlik. Here, ons weet dat die medium ook deur die bose gebruik word, maar ons eer U vanoggend, Here, dat ons ook U koninkryk kan uitbrei daarmee, en dat ons kan versterk word vanoggend. Ons wil bid vir Pickard, Here, dankie vir die excitement oor sy verhouding met U, Here, en dat dit ook vir ons 'n nuwe dimensie gee van ons aanbidding van U, Here, en ons kom op die ou net agter, dit gaan nie oor gehoorsaamheid, U woord is volledig geskryf, en ons weet dat as ons gehoorsaam leef aan dit, Here, dan moet dit suksesvol wees. Ons eer U vanoggend, Here, ons bid vir al die manne wat weens omstandighede dalk nie deel kan wees, U seën ook vir hulle, en ons bid ook spesifiek, Here, vir mense se inkomstes en werke, Here, daar's groot nood, en U weet van dit alles, en dankie dat ons nie hoef te herinner aan ons nood nie, Here, U is bewus van elkeen, en ek het in die week sommer net gedink, hoe awesome groot moet U wees, Here, om elkeen van ons se behoeftes te kan vervul. Dit is binne U, Here, om dit te doen. Help ons maar net as ons deur die tyd van beproewing gaan, dat ons sterk staan en ons mekaar sal ondersteun. Seën ook vanoggend Pickard se boodskap, dat dit ook vir ons regtig ewigheidsbetekenis sal hê. Amen. Okay, Rian, ek is klaar. As daar nog iets is, dan kan Pickard oorgaan. Ja, nee, ek wil net dankie sê vir môre aan Philip van Sail en Rochey. Môre Tommy, ons het al lanklaas gepraat van jou. My vrou Annika is ingelok. En Ludwig, ek glo Ludwig is van Kanada. So hoe laat is nou by jou, Ludwig? So net hier so na 10. O, jessie. Okay, well. Baie welkom. Môre, welkom almal. Is dit vir die video af, want ek is nog in my gown. Nee, saak is reg. Jy weet nou in lockdown is daar 2 tipe pyjamas, in jou aandpyjamas en 9:00 die oggend moet jy oorgaan na jou day pyjamas. Ja, dis die waarheid. En Frikkie, môre welkom aan jou ook. So, ja nee, without further ado, môre almal aan die ander manne wat ingelok het, ons is sommer 'n lekker groot groep, ons is 20 ouens vanoggend, so baie dankie. Ek dink Pickard, jy kan afskop, ek dink iemand gaan nou verder inlokkie, so, maar as iemand inkom, sal hy net inkom, so baie dankie vir jou.
En ja, soos ek sê, met 'n bang of 'n skop, ek kan nie wag vir die volgende uur nie. Ja, dit is awesome. Oor baie dankie vir elke een wat ingeskakel het vanoggend en baie dankie vir julle dat julle my het hier vanoggend. Vroeg opstaan is glad nie vir my die moeilike gedeelte van die dag nie. Ek dink dis om aan die slaap te raak in die aand wat die moeilike gedeelte is vir die dag. Maar weet ek, daar's 'n ding wat in my hart broei in die laaste tyd van kyk, lockdown het 'n uitwerking op almal se lewens, 'n persoonlike uitwerking op elke persoon se lewe in die tyd en ja, ons het met 'n bang weggespring. Ek dink ons as ons klomp mans hier so is, as ek altyd in mans praat, partykeer die ouens, ek is 'n evangelis. Ons sê altyd jy gee nie vir 'n evangelis 'n mic nie, want die evangelis hoor nie wat hy sê nie en hy het ook nie 'n tyd, daar's nie 'n beperking op sy tyd nie. As die pastoor vir jou sê 2 minute, dan vat jy klaar 5. Want jy moet baie praat en jy het baie om te sê. En ons is glad ook nie skaam om te sê wat op ons harte is nie, ongeag hoe dit uitkom nie. En partykeer is dit 'n regte shocker vir baie ouens. Maar partykeer is dit goed en is iets wat ek moes aanleer in my kort tydjie wat ek by die Here is om dit wat jy oordra, al is dit partykeer hard om te hoor, maar om dit so te kan oordra dat mense dit kan verstaan en veral as ek met mans werk, dan praat ons hart en regheid oor dit, want ons sekere goed wat ons nie in die kerk gaan hoor nie, wat ons eintlik in die kerk moet hoor, sodat ons kan vorentoe gaan en kan groei. En ek is een van daai ouens wat môre broers en susters kom ons staan gou by mekaar en dan buig ons ons hoofde in een van daai, hoe ook al dit gaan wees nie, ons is regheid en reël en rou, want dis waar groei is. As ek na die woord van God kyk, dan loop dit nie met ons draadjies nie. Dit praat regheid met jou, dit besny jou hart, dit laat jou groei. So ek het een keer toe sit ek by 'n ou en ek wil gou die storie vertel, dan gaan ek na my boodskap toe van vanoggend. Maar ek sit een keer by 'n ou bel my uit 'n groot besigheid. En hy sê toe vir my, maar daar's iemand by sy besigheid wat deur 'n baie moeilike tyd gaan met sy huwelik en sy finansies en sy alles wat saam met dit gaan. En ek sê nie is reg, ek sal kom en met hom kom gesels en ek kom na my oom en die oom was in 'n ongeluk gewees en sy gewrig is gebreek en sy heup het probleme in sy rugwervels en ek weet nie, maar issues, dis is daai lifetime subscription to issues. Dis net issue op issue. En hy's al by sy 3de vrou en ek sê vir hom, later sê ek, oom, maar hoe baie bid jy in tale? Hy sê, nee, hy gaan nie so diep met die Here nie, sê hy. Ek sê, maar, hoekom nie? Nee, sê hy gaan nie so diep. Ek sê, maar okay, maar Efesiërs 5, vanaf vers 21 af, sê die woord, dat 'n vrou sy man moet respekteer en 'n man sy vrou moet lief hê, maar die man moet sy vrou so lief hê, soos wat Christus die kerk lief het. Hy sê nie, hy weet van dit. Ek sê maar, okay, hoe lief dink oom, het die Here jou? Nee, sê hy baie lief. Ek sê, dink oom, hy het oom diep lief. Hy sê nie, hy dink so. Ek sê, okay, maar God, Jesus soek nie jou tradisie of jou godsdiensie, want tradisie en godsdiens in 'n huwelik lyk of jy jou vrou vry vir 'n Sondag op 'n uur en dan bêre jy haar weer onder die bed, haal jy haar volgende Sondag weer uit en in die week praat julle nie met mekaar nie. Dis tradisie en godsdiens. In Markus 7:13 sê godsdiens en tradisie los die woord van God kragteloos in jou lewe. So oral waar daar godsdiens of tradisie is daar 'n woord wat nie krag dra nie. En dis hoekom ek dink baie keer Fariseërs het die hele woord geken, maar Jesus misgekyk. En daar was die krag wat uit hulle uitgevloei het nie. En toe die disippels in verhouding met Jesus staan, was hulle nie eens weergebore nie. En hulle het nog steeds duiwels uitgedryf, siekes gesond gemaak en bos gegaan. Ek meen hulle is nie eens geesvervuld nie, hulle het net autoriteit by God gekry. En hy sit daar, so ek sê vir hom, so ek wil net eintlik het ek net een vraag in oom se huwelik. As oom se vrou vry, gaan oom diep of soen oom net op die voorkop en dan gaan slaap oom? Jesus, maar sy oor raak so groot. Hy sit so terug. Ek sê, antwoord my. Hy sê, nee, hy gaan diep. Ek sê nou dan moet jy diep begin gaan met Jesus. Want baie ouens verstaan daai ding nie mis en as jy praat van vry seks en geld in die kerk, dan weet ouens nie waar moet hulle sit nie. Hulle boude begin juk en hulle voete begin brand en hulle hande begin sweet. Maar dis wat die kerk voel het vir my die meeste nodig het, is seks en geld. Want mans vry nie meer hulle vrouens nie en hulle kla die hele tyd oor die geld. En God het 'n voorbereiding daarvoor gemaak vir ons almal. Ek meen as jy in die woord gaan kyk nie, van Genesis tot in Openbaring, is al meer as 2134 skrif vir finansiële voorspoed vir die een wat glo. En baie ouens wil dit nie glo nie.
Hulle dink dadelik nee prosperity gospel, maar die gospel is prosperous. Jy gaan van verlore na gevind, jy gaan van blind na sien, jy gaan van sondaar na seun, jy gaan van donker na lig. Dit gaan net vorentoe. Met God kan jy nie agtertoe nie. Jy kan net vorentoe gaan. Daar's nie een ou wat ek al ooit ontmoet het, wat Jesus werklik ontmoet het, wat kla oor enigiets nie. En nog nooit 'n ou ontmoet wat werklik God ontmoet het, wat vandag sê, nee maar hy sukkel. Jy kry nou professionele skimpers. Weet as jy hom vra, hoe gaan dit met jou? Nee broer, ek vertrou maar die Here mos nou vir petrol geld. En dan voel jy so sleg, jy maak maar sy kar vol. En dan sê, o Heer, dankie dat jy die Here se stem vir my hoog gehoor het, boetie. En dan, dis 'n professionele skimpers, baie van hulle in die kerk, nee. En sê jy kry daai ouens, maar daar's 'n plek wat jy regtig kan inkom, wat jy God so ken. Ek meen, in die Passion Translation sê iets baie mooi in Lukas 16:9. Sê daarso, use the wealth of this world to demonstrate friendship with God. En yes, in daai skrif het my al geruk hoor, wat hy sê, gebruik dit wat jy het, om jou vriendskap met God te demonstreer. En in 'n tyd soos hierdie, ek het net nou geopen met dit, in 'n tyd soos hierdie van lockdown en besighede is toe ensovoorts, en ons sien die hongersnood in die land, ons sien al die goed wat in die gang is via media en al daai goed, maar ons was in 'n posisie gewees, wat ek met in die 50% weggesaai het, finansiëel gesaai het, in verskillende ministries en goed wat nou aktief is. Yes, en ek moet vir jou sê, ons het 5-6 keer al teruggekry van wat ons al gesaai het, en ons hou net aan saai, want God is goed, en God is groot, en hy sê, hierdie tyd, die woord, ek meen enige tyd sê, gebruik dit wat jy het om die vriendskap met hom te demonstreer. Ek het al by multimiljonairs gesit, wat 20 miljoen 'n maand verdien. Dan betaal ek 'n hele tafel se rekening met die bietjie wat ek het. Dan wil die ouens iets oorkom. Sê hulle maar hoe, los het, ons weet jy verdien nie geld, en sê ek, maar jy moet een ding verstaan, dat ek is nie van jou afhanklik, of enigiemand anders afhanklik nie. I have a friendship with God of heaven and earth who created everything. Alles wat jy sien, alles wat jy ooit ingeasem het, alles wat jy ooit geryk het, alles wat jy ooit al aangevat het, die sterre, die heelal, als in dit, het hy geskep, en hy is my vriend. En om daai rede kan ek jou rekening betaal vanaand, want ek het gepartner met die God van hemel en aarde, en omdat ek met hom gepartner het, kan ek eintlik maar net doen wat ek wil in sy wil, nie in my eie wil en in my eie krag nie. So, ja, ons is baie bevoorreg om in 'n posisie te kan wees. Ek dink my vrou sê nou dag, dankbaarheid is seker een van die grootste goed waarin ons nou moet wees, bo enigiets anders. Die Bybel sê in Engels, you enter the gates through thanksgiving. Enter through the gates with thanksgiving. So, die hekke maak oop wanneer ons met dankbaarheid staan. Niks anders, jy kom nie nou met 'n paswoord en hoeveel doktersgrade jy het en wat jy weet nie, jy kom daarin met danksegging. Stap jy dwars deur die hekke. So, maar ook in 'n tyd, besef ek waar ons nou is, dat dit nou die tyd is om die evangelie te verkondig. Dis nou die tyd om siele te wen. Dis oor 100 jaar van nou af, is dit al wat gaan saak maak, is siele. Niks anders nie. Nie hoeveel geld jy gehad het, of hoeveel jy verloor het nie. Gaan nie saak maak oor hoeveel besighede, hoeveel huise, hoeveel kinders jy kos gegee het nie. Of jy 'n goeie mens was, of 'n slegte, hoe ook al dit was nie. Kyk, as goeie werk jy jou in die hemel kan kry, gaan slegte werk jou uithou. So dit maak ook nie saak nie. Van nou af, oor 100 jaar van nou af, is dit siele wat gaan saak maak. En ek en jy, as kind van God, het 'n opdrag gekry, is om siele bymekaar te maak. Daar's niks anders wat saak maak. Jesus het vir die siele van mens gesterf. En dis seker die grootste belegging wat ons ooit kan maak, is in 'n ander ou se siel. Daar is nie iets anders nie. Ek weet nie waar ouens sê, nee, hulle belê in die en belê in daai, en ons niks fout met beleggings nie. Maar ek verkies altyd om te belê in siele. Ek verkies, dis waartoe my geld gaan, is in siele. Ons support ministries wat siele wen, want op die eind van die dag is dit al wat saak maak. Ek wil in die hemel kom, eendag en die Here moet vir my sê, kind, jy het my besig gehou. Jy het my besig gehou. En dan wil ek sê, Here, maar hier is ek nou. Dis wat ons het. So, terwyl ek vanoggend hier is, daar waar julle is, kan jy maar net as jy jou Bybel by het, of jou iPad, of waar ook al op jy werk, Markus 16, vanaf vers 15 af. Ons het nou tot so 7 uur toe kans, nee. So ek wil graag so 'n bietjie net aan dit vat en aan geloof vat, want geloof, Hebreërs 11:6 sê hy, geloof, sonder dit is dit onmoontlik om God te behaag of te plesier. Sonder geloof kan jy niks doen nie. As jy na Romeine 14:23 toe gaan, sê hy, as jy enigiets buite geloof doen, dan sondig jy, want in geloof doen jy dit deur hom. Ek wil nou gaan dit vat. Geloof is 'n baie, baie groot ding. En nou sê hy het geloof. Lukas 18:8 sê, gaan die seun van die mens op die aarde kom en nog geloof vind hierso. Want glo ons regtig. In 'n tyd soos hierdie waarin ons nou is daar so
groot ongeloof wat reg oor die aarde is. Selfs die mense in die kerk is in ongeloof en jy sien dit en hoor dit oor hoe hulle praat. Kyk jy, party ouens, dit lyk of hulle, as hulle 10 maskers kon aantrek op 'n slag, dan het hulle. Ons loop sonder maskers rond, nie omdat ons stupid is nie, ons glo net God. Ek kyk na John G. Lake, laat 1800s, vroeg 1900s, toe daai plaag, wat was daai plaag se naam gewees? Ek ken nie wat daai plaag se naam was nie. Maar hulle het daai tyd, het die USA $1,000 'n maand aangebied vir nurses om te kom help in Afrika oor daai plaag wat uitgebreek het. Daai tyd, vroeg 1900s, en hulle het dit nie gevat nie. Dit was te gevaarlik geweest vir die ouens om te gaan, mense het op 'n streep dood gegaan. Jy kon nie eens in die liggaam vat, jy gaan dood. En John G. Lake en sy span het uitgegaan en sonder maskers, sonder handskoene, sonder enige iets gegaan en daai mense rondgeskuif. En dokters het gevra, maar hoe doen jy dit? Toe sê hy wel, die lewende gees van die lewende God bly in hom. En alles wat op hom kom sit, vrek. Toe glo hulle hom nie. Toe roep hy 'n perskonferens. Toe kry hy 'n dokter om iemand sy bors oop te sny en skuim van sy longe af te skraap. En hulle het dit onder 'n mikroskoop op John G. Lake se hand gesit. Toe daai kieme sy hand raak, toe vrek alles op 'n streep. En hy het almal verkeerd bewys daai tyd. En ek gaan op 'n testimony soos dit en ek sê, Here, by ons dieselfde. As Psalm 91 sê dat geen plaag naby my huis sal kom nie, en my liggaam is die tempel, huisvesting van die Heilige Gees, beteken dit vir my dat geen plaag naby die tempel van God sal kom of sy huis sal kom waarin hy rus nie. En ek vat dit en dan sê ek, Here, maar en dis wat ek inroep. Raak ons siek, ons raak siek. Baie ons beklei, ja, maar hoe sê ek sê nie jy kan nie siek raak nie. Maar my geloof het ek net uitgesit om te sê ek wil nie siek raak nie. En ek gaan dit oor my lewe begin spreek. En ek wil God vat op sy woord. En op testimonies van ouens wat ver voor my daar al was, wat vandag staan en sê daai ouens het ingegaan waar niemand wou ingaan nie, waar dokters nie wou ingaan nie. En ek sit aan geraak nie. So geloof is absoluut iets en geloof is iets wat jy in kan groei. Romeine 12:3 sê everyone has been given a measure of faith. So elke ou het 'n sekere maatstaf van geloof gekry. Jy groei in geloof. Ek het baie geloof vir finansies. Ek het gegroei in dit. Daar's een deurbraak gewees, jy groei in dit. Ek het geloof om dowe ore te sien oopgaan, want ek het dit al gesien. So jy groei in dit. Ek kan nie meer tel nie, maar ons het al vele kere dowe ore sien oopgaan. Selfs ore wat ons is een keer in Boksburg gewees. Ek dink Rochey is hier op, maar hy was die aand daar gewees. Ja, hy het die worship gedoen die aand. En daar was 'n oom gewees wat sy regterkant van sy oor nie 'n oordrom ingehaat het nie. Ons 'n 8-jarige meisiekind het vir hom gebid en toe pop sy oor oop, waar nie 'n oordrom in was nie. So weet, nou het jy geloof vir oordromme. Nou stap ek in 'n mall, dan sien jy die ouens het gehoorstukke. Dan wil jy vir hulle bid. Party ons wil jy moet vir hulle bid, net nou genees hulle en hy het nou baie geld betaal vir sy gehoorstuk. So dit kry jy ook. Maar jy het nou geloof om te sien hoe mense daarop genees. Ek het in my tyd 3 verlamde mense sien stap, wat ons voor gebid het genees, so ons het geloof uit dit uitgesit, dowe ore sien oopgaan. Hierso sê hy onthou daai aand, wat daai dogtertjie se ore oopgegaan het, hy seuns, daai oom se ore oopgegaan het. Jy weet, as hy oom laas jaar gekry, toe kom hy na my toe, sy ore is nog steeds oop, so dit was 'n groot blessing om dit te kan sien, want God is groot. So jou geloof kan groei, maar tot watter mate toe wil jy hê dit moet groei? Want my vrou, toe ons getrou het, toe sê sy ons moet nou trou, maar wat is ons budget? Toe sê ek van wel, jy is pa sy enigste dogter en hy is 'n multi-biljonair. So as jou pa multi-biljonair is, wat is jou budget vir 'n troue? Toe sê sy nee, jy het nie een. Toe sê ek net toe gaan ons groot. Ons gaan groot. En toe gaan ons groot met ons troue en God het in elke area voorsien, bonatuurlik. My honeymoon 'n week voor my troue, toe het ek R500 in my rekening. Toe sê ek, Here, my rekening sê vir my as ek daar by Midas afslag kry op 'n 2-man tent, kan ek en my vrou kamp net buitekant Appington. Maar my vrou wil Mauritius toe gaan. So hoe maak 'n mens nou? Nee, en ek het nagmaal gebruik. Dit was letterlik 'n week. Ek het die volgende Saterdag getrou, die Vrydag voor dit. Toe sit ek op my knieë en ek gebruik nagmaal. Ek sê, Here, my vrou wil Mauritius toe. Sy het die bikini gekoop vir Mauritius. Sy het vir my boardshorts gekoop vir Mauritius. My rekening net R500 en hoe die hek gaan ek maak? Ek weet nie meer wat om te doen nie. En daai selfe aand, toe kom stap 'n ou na my toe en hy vra my waartoe gaan ek vir honeymoon. Ek sê ek weet jy, ek saai nog, want ek het geleer wat jy saai, maar jy. En ek sal net 'n bietjie op 'n touch vir die ouens wat nou sê finansiëel struggle hulle so klein bietjie. Daar's 'n jy kan uit dit uitkom in 'n oogwink. En
En ek meen ek het daai aand gestaan, ek sê nie ek saai nog. Toe sê nie meer waar nie, ophou saai. Ek gaan vir jou betaal, die Here het vanoggend vir my gesê ek moet. En dit was dieselfde oggend wat ek vir die Here gesê het, ek weet nie hoe om dit te maak nie. En hy draai om en hy loop. En ek dink by myself, ek wonder of hy ooit weet waartoe ons wil gaan. Want as hy geweet het, sal hy nie so vinnig praat van hoe hy gaan betaal nie. En my vrou het sommer klaar besluit waar Mauritius hy ook wil gaan. En dit was 5 ster, 7 dae, dierplekke nie. En ek sê vir hom, oom, kom ek gee net vir hom 'n druk ten minste. Toe hy terugkom en hy gee my 'n druk en hy kyk my, hou my skouers vas, hy kyk my in my oë en toe my vrou kyk, toe sê hy vir haar, hoe klink Mauritius vir jou? En daai volgende Vrydag te betaal hy R56,000 in my rekening in. En ons vlugte was betaal, ons blyplek was betaal, ons etes was betaal, alles daartoe en terug was uitgesort. Ons het die beste tyd van ons lewe gehad. En ouens, my maat het my gesê is onmoontlik. Hou op om sulke groot goed te sê. Jy wil Mauritius toe gaan, die Here gaan voorsien. Is onmoontlik. Sê ek vir weet, vir julle is dit onmoontlik, maar vir enige ou wat glo, is niks onmoontlik nie, want by God is niks onmoontlik nie. Markus 9:23 sê vir die ou wat glo is niks onmoontlik nie. So jy kan gaan en sê, Here, ek is vandag 'n gelowige en omdat ek glo, weet ek dat niks vir my vandag onmoontlik is nie. Jesaja 30:18 of 18:30, een van die twee. Ek sal dit gou opsoek terwyl ek net chat. Sê God sit in ongeduld en wag om jou te seën. Baie ouens wil nooit die seën van God ontvang nie, of is nie reg om dit te ontvang. Nee, ons kan nie so baie van die Here vra nie. Hy's klaar besig met, dis 30:18. Hy's klaar besig met ander goeders. Hy weet die Here het baie meer belangriker goed in die wêreld om uit te sorteer as om my huur vir my te betaal hierdie maand. Maar dit is nie so nie. Ek meen God is al die tyd besig. Niks is vir hom te groot nie. Niks is vir hom te ver nie. Niks is vir hom te moeilik nie. Ek meen niks vandag nie. En God het 'n plan met ons lewens, voorspoed en nie teëspoed nie. En jy kan vir die Here enigiets vra. Hy sê Jesaja 30:18 sê tog is die Here gretig om julle genadig te wees en hy wil hom oor julle ontferm. Die Here is 'n God wat reg laat geskied en dit gaan goed met elkeen wat hom te vertrou. Hy's gretig om genadig met ons te wees. In Engels sê hy's daar's 'n ander vertaling, kan jy nou nie wat hy sê, God sit in ongeduld en wag om jou te seën. God sit in ongeduld. Imagine gou hoe 'n geduldige God in ongeduld sit om jou te seën. En hier loop jy rond, hande in die hare. Party van ons het nie hare nie, sien ek ook hier op die Zoom call vanoggend, maar party ouens sit hande in die hare. Here, ek weet nie meer nie. Hoe gaan ek nou nog 'n ding verkoop? Waartoe moet ek gaan? Wat moet ek doen? Maar dan sê hy daarso, sien kan jy my net vra. Jy het nie want jy vra nie. Nee, Here, maar ek wil jy nie te besig hou nie. Is ander belangriker goed in die wêreld. Maar jy's belangrik vir hom vanoggend. En ons is nie in dit vir die blessing nie. Ek meen, as enige ou na die Here toe kom te kyk wat hy kan kry by hom, maak hy die grootste fout van sy lewe. Want jy gaan alles kry en hemel dalk mis. Want jy het gekom met die verkeerde hartsmotief. So jy wil nie in daai posisie kom nie. Matteus 6:33 sê soek eers die koninkryk van God, sy geregtigheid sal alles by lewe gevoeg raak. Psalm 37:4 sê hy verlustig jou in die Here dan begeer die begeertes van jou hart. So daar's 'n plek wat Jesus eerste in jou lewe moet kom. Anderste maak jy die grootste fout van jou lewe om te dink jy gaan hom toe kom vir wat jy kan kry. As jy Johannes 6 toe gaan, het Jesus die 5000 ouens kos gegee. Gaan hy weg, die aand loop hy op water, volgende oggend kom hy aan die ander kant aan, hier's 4000 manne weer by hom. En dan sê hy vir hulle, julle kom net agter my aan, omdat ek julle kos gegee het. En dan begin praat hy met hulle oor om die vlees te eet en die bloed te drink. En as jy dan gaan Johannes 6, hier van vers 58 oor na 64 toe, dan sien jy, dat die Bybel sê, baie van hulle het hom nie meer gevolg nie, want het was 'n moeilike ding wat hy gesê het. En dan het hy na sy disippels toe gedraai, en vir hulle gevra, gaan julle ook nou gaan? Dan sê Petrus, Here, maar waartoe moet ons gaan? Eer dan die woorde van lewe, en ons het gekom om te sien en te glo, dat U Jesus is, Christus, die Seun van God. So, die rede hoekom Petrus gebly het, was nie vir die kos wat hy by Jesus gekry het nie. Hy het gebly omdat hy geweet het, dat die woord, net die woord wat uit sy mond uitkom, is woorde van lewe. En die feit, dat hy die Seun van God is, en dat hy dit geglo het. So hier's 'n ding, nee, wat Petrus besef het. Hy besef, ek kan kos by God kry. Hy kan baie min brood in baie brood inmaak. Hy kan min vis in baie vis inmaak. Hy kan geld uit 'n vis se mond uit en ons kan Caesar betaal. Hy kan al die goeders doen. Maar ek bly omdat sy woorde vir my lewe is. En ek bly omdat ek glo dat hy die Seun van God is. Ander ouens geloof.
Nee, hulle kan nie, daai is te moeilik vir hulle. So, toe die Here vir my gesê, daar's baie fans van my, maar baie min volgelinge. There's many fans, but few followers. En ons moet kan besluit, is ons 'n volgeling of is ons 'n fan? Kom ons na Jesus toe vir wat ons kan kry by hom, of kom ons na hom toe vir wie hy is? Want Petrus het gebly, omdat hy die Seun van God is. Petrus het gebly, omdat hy die woorde van lewe het. En jy moet kan besef wat vandag, dat jy nie net op brood en water lewe nie, maar op elke woord wat geskryf is. Het jy issue in jou lewe? Gaan na die woord van God toe. Kort jy geld? Gaan na die woord van God toe. Kort jy genesing? Gaan na die woord van God toe. Het jy nuwe werk nodig? Gaan na die woord van God toe. Hoekom? Jesus is die woord van God. Johannes 1. En Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Johannes 14:6. En hy sê in Josua 1:8 sê hy, as jy op die woord mediteer dag en nag, sal jy suksesvol wees in alles wat jy doen. Spreuke 4:20. Die woord is genesing vir alle vlees. God se woord is alles. Daar's niks in Johannes 4, wat is dit, 6, Johannes 6:48, dink ek sê hy is die brood van die lewe. Jesus is alles, hy is die lewende water, hy is die brood, hy is die Alpha die Omega, die begin die einde, alles tussenin, hy is die lelie van die dale, soetroos van Saron, blinkmôre ster, hy is alles, hy is die raadsman, vredevors, sterke God, ewige Vader, hy is alles vir ons, en as hy nie alles raak nie, sal alles wat jy het, niks raak, weet, dit sal tot niet gaan, die Bybel sê ons kan niks sonder hom doen nie, en die feit hiervan is, ons kan baie goed sonder hom doen, maar alles wat ons sonder hom doen, beteken niks, wanneer ons voor hom gaan staan nie, want ons het dit sonder hom gedoen, ons het ons eie krag dit vermag, ons het ons eie krag dit gedoen, dis hoekom hy sê, hoekom ek ervaar dat, Romeine 14:6 sê hy, 14:23 sê hy, as jy enigiets buite geloof doen, sondig jy, hoekom? Want buite geloof doen jy dit in jouself, maar in geloof, doen jy dit in hom, en deur hom, Markus 11:23 sê hy, glo in God, dan sal jy vir die berg kan sê om te skuif, en dan skuif die berg, en dan sal jy hê wat jy gesê het, maar as jy gaan kyk, daai woord, glo in God, daar's 'n groot verskil tussen glo in God en geloof soos God. Die Grieks Hebreëus vir glo in God beteken have faith like God. Daar's 'n groot verskil tussen om vir God, geloof in God te hê en geloof soos God te hê. Of let the faith of God be in you. En toe ek daai woordverskil sien, die Grieks Hebreëus, let the faith of God be in you, toe sê ek soos, maar dan is dit nie my geloof meer nie. Want my geloof, baie ons sê, jy moet geloof net soos 'n mosterdsaad hê, maar hulle besef nie hoe groot 'n mosterdsaad kan raak nie. Daai geloof moet kan groei. En jy moet kan besef dat dis nie meer my geloof in aksie nie, dis sy geloof in aksie, maar sy geloof in my in aksie. Groter as hy wat in my is, as hy wat in hierdie wêreld is. En dat die woord van God in my mond net soveel krag dra, soos die woord van God in sy mond, want sy woord kan nie leeg terugdra nie. En as jy 'n woord het, en jy sit geloof agter dit aan, gaan dit ver, want dan sê hy, sal jy vir die berg sê, om te skuif, en jy moenie twyfel wanneer jy dit sê, want wanneer jy dit sê, sal jy hê wat jy gesê het. En as jy dan gaan na Jakobus 1:7 toe sê, as enige ou twyfel, nadat hy vir God gevra het, dan moet hy niks van God verwag nie, want die krag lê in die geloof, wat agter die woord is. Men die Here vir my iets sê, of ek het nou onlangs profetiese woord gekry, wat al vir 'n jaar lank bevestig word, letterlik spot on woord, deur verskillende wel bekende profete in die wêreld, selfs in die wêreld en in Suid-Afrika, wat vir my woord gee, wat ek weet, as daai ouens praat, kan jy maar luister. Maar voordat God nie daai woord in my eie gees spreek nie, sal ek nie daai skuif maak wat ek moet maak nie, om hierdie een rede, wanneer God hom gepraat het in jou gees, dan het jy geloof wat agter daai woord sit, dat selfs in die tye wat dit moeilik is, kan jy teruggaan en sê, maar God het so gesê, en daarom kan ek vashou aan iets, want as God nie daai woord gerelease het in jou gees nie, en jy het nie geloof agter daai woord nie, en die storms begin skud bietjie, begin twyfel jy, nee, maar het die Here regtig dit gesê? Het ek nou regtig 'n goeie besluit gemaak? Jessie, is dit nou regtig God wat hier gepraat het? En jy moet in 'n posisie kan kom, dat jy God so glo, dat wanneer hy gepraat het, jy nooit weer geskit raak in enigiets nie. So is ons, okay, daai is my intro gewees, ek gaan nou begin preek, is julle okay? Markus 16, vanaf vers 15 af, hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekom het, en gedoop is, sal gered word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word. En baie ons weet ek wil net sommer vinnig daarop draai. Hy sê daar, wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word. Met ander woorde, ons wat nie glo nie,
word ook nie gedoop nie. Ek en jy glo en dan word ons gedoop daarna. Bekeer jou, laat jou doop, Handelinge 2:38. So daar's 'n bekering wat plaasvind en dan 'n doop wat plaasvind. Baie ons sê nie maar ons gedoop toe ons klein was. Sê ek nee, dominee net jou kop nat gespat is die beste wat met jou gebeur het, jou gesig het nat geraak. Niemand druk sy hand in koffie en spat die beskuit nat nie. Dis die doopie beskuit nie. Doopie beskuit, druk dit in die koffie. Jy moet onderdompel word om gedoop te word. En ons beklei met dit. Hoekom? Want weer eens godsdiens en tradisie laat jou nie toe om verder te gaan nie. Jy moet kan vrykom van godsdiens en tradisie. In Kolossense 2 van vers 10 af kan jy gaan lees wat hy praat oor om nie aan mensgemaakte tradisies vas te hou nie, maar te bly in dit wat Christus is. Nou, hy is die woord. Johannes 1. En dan sê hy so die volgende wondertekens sal voorkom by die een wat glo. Dan sê Jesus, en hierdie is net voordat hy opgevaar het. In my naam sal hulle bose geeste uitdryf, in ander tale sal hulle praat, met hulle hande sal hulle die slange optel. En as hulle iets drink wat dodelik giftig is, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Hulle sal siekes die hande oplê en die sal gesond raak. Ek meen, die eerste teken wat 'n gelowige volg nie, sê die woord hierso, is om bose geeste uit te dryf. Imagine jy kom al by jou kerk en nou Sondag, nou vra die pastoor daar, wie's nie hierso? Nou steek so 3 ouens hulle hande op as hulle right. Net om seker te maak julle is gelowiges. Ons het 5 ouens hier wat vol duiwels is, dryf hulle uit, dan kan julle deel raak van die kerk. Nee, imagine dit gebeur in jou kerk. Hier staan 'n skit ouens in die hoek. Hulle weet nie wat aangaan nie. En julle is nou daar van die Kaapse wêreld af. Ek was een oggend in 'n mannegroep gewees in Durbanville, Bergsig NG gemeente, nê. En toe manifesteer daai oggend duiwels, maar 'n massive ou duiwels manifesteer, blaas soos 'n slang, his en sis, en in daai oomblik wat hy so his en sis, toe val hy vorentoe op sy gesig, en hy lê daar en hy begin praat in 'n ander taal, en soos dit vir ons geklink het daai oggend, het dit Hebreëus geklink, nê. Maar duiwels is uit hom uitgejaag daai oggend, en ek onthou hoe al die mans daai oggend, wat almal van hulle het nog nie dit gesien nie, almal van hulle oë is net so groot. Want wat het nou gebeur? En 'n vriend van my klim op die verhoog en ek weet nie hoeveel van julle die Kaap, ek weet die wêreld is baie klein, maar daar's 'n ou Jacques Malan, hy's by van the Father's Voice en hy's 'n goeie vriend vir my, hy's 'n mentor in my lewe, baie lief vir hom en hy staan op die verhoog en hy sê en hy's so rustig. Hy's 'n absolute generaal, letterlik generaal, kom in die weermag uit, baie militaristies. En hy sê manne, besef julle dat 'n duiwel nou uit hierdie ou uitgegaan het. En van die ouens skud net hulle koppe. Hy sê, so waartoe dink julle gaan daai duiwel nou? Want die Bybel sê hy gaan na droë plekke toe en hy kry nie rus nie. En dan wat gebeur as hy kom terug na die plek toe waar hy uitgekom het? En dan kom hy met 7 ander ouens terug. En hy sien van die ouens se koppe skud so en hy sê toe, so as jy sonde in jou lewe het, is dit nou 'n goeie tyd om dit uit te kry. Daai hele groep daai oggend gee hulle lewens maar weer vir die Here terug, nê. Wat toe daai duiwel nou eers uit is, te sien die manne nie, hulle wil nie nou 'n plek wees waar daai ding kom rus nie. So die eerste teken wat volg is 'n ou wat duiwels uitdryf. En jy volg nie 'n teken nie. Ons sê altyd moenie tekens volg nie. Volg Jesus, dan volg tekens jou. Dis die belangrikste ding wat jy in jou lewe kan doen is om Jesus te volg. Dan sal tekens jou begin volg. En jy gaan kyk na Johannes die Doper, nê. Hy stuur sy disippels uit na Jesus toe. Dan sê hy gaan vra vir hom of hy die een is of moet daar nog een kom. Dan sê Jesus vir hulle, gaan terug sê vir hom, die blinde sien, die dowes hoor, die gevangene, die armes word die gospel voorgepreek, nê. Maar hoor wat sê Jesus vir hom. Hy gaan nie na hom toe en sê, ek is die een nie, daar hoef nie een te kom nie. Hy sê, gaan na hom toe en sê vir hom, dowes sien, blindes hoor, armes hoor die gospel. Tekens volg. So imagine iemand kom na jou toe en vra, glo jy in Jesus? Ja nee, ek glo ek gaan kerk toe, is die meeste ouens se ding, maar dis nie wat Jesus geantwoord het nie. Glo jy in Jesus, is jy kind van God? Natuurlik. Blindes sien, dowes hoor, krippeles hoor, die armes kry die gospel. Dis wat ons antwoord eintlik moet wees. Ek is gelowige en omdat ek glo volg tekens my. En check wat sê die woord hier nou. Baie ons sê nee, daar's nou iets wat met my redeneer en vir my e-mail stuur en vir my sê, maar hoe kan ek sê dat wonders en tekens nog volg? Dit het gesterf by die apostels. Dis 'n bog storie. Ek sien dit in my lewe. Ek het nie groot geraak met dit nie, in 'n kerk groot geraak nie. Wonders en tekens volg jy wat glo en omdat ek glo doen jy. 2 Korintiërs 4:13 sê wat jy glo praat jy, omdat jy glo praat jy. So omdat jy glo doen jy. Jy glo en omdat jy glo doen jy en wat jy glo gaan jy doen. Glo jy dat Jesus vir die wêreld gesterf het? Natuurlik.
Glo die wêreld dit? Nee, nog nie. Wat het Jesus vir jou gesê? Gaan uit, verkondig die evangelie. Nêrens in die hele stuk sê hy, hoor die intercessors, sit julle bietjie links, julle ouens julle kan net bid nie. Hy sê nie, kan die evangeliste, julle praat anyway so baie, gaan julle uit en gaan verkondig die evangelie nie. Julle profete, hoor hierso, gaan julle, nee, hy sê, gaan julle uit. Vir wie het hy dit gesê? Vir die disippels. Vir die disippels het hy dit gesê. Is ek en jy 'n disipel vanoggend? Natuurlik. Hy sê vir ons gaan uit, verkondig die evangelie. Jy het nie nodig om te swat daarvoor nie. Hy het 'n visserman gevat wat sy hande stink en jy weet nie waar hy hande eers was voordat hy gaan visvang het en na hy gaan visvang het nie. En wat in sy gedagtes aangegaan het nie, en hoe kwaad hulle was, en hoe baie, ek mens gaan Kaapstad, julle wat in die Kaap is, gaan hawe toe, gaan check bietjie operate visserman. Jesus sê ek gaan vat daai ou, en ek gaan van hom 'n visser van mense maak. Ek meen ek het een keer ingestap by 'n Sportons warehouse, toe loop ek reguit daarso na die visvang afdeling toe, staan en maak ek of ek niks weet nie, want ek weet nie veel nie. En die vrou kom nou uit en vra wat soek jy? Ek sê ek soek aas. Sy sê wat se aas soek jy? Ek sê aas om mense te vang. Sy sê maar sy verstaan nie dan nie. Ek sê ek se visser van mense en ek wil aas hê om mense te vang. Sy sê nee, sy dink jy hulle het van dit nie. Ek sê vir ek het. Jesus het dieply vir jou. En ek begin die gospel met haar deel. Want ek moes ek lê party aan wakker en dink aan wat ek volgende gaan sê om iemand te kry net om met my te chat nie. Sonder dat hulle wegloop. En ek het al gesien dat geld 'n ou laat stil staan. So baie keer in 'n mall, dan betaal ek die ou voor my se trolley. Dan dit voel vir hom dan, dis sy plig om nie te loop nie, so hy luister maar wat ek vir hom sê, en dan sê ek maar die gospel met hom, want ek het mos sy kos betaal, nee, so hy loop nou maar nêrens nie, maar hy voel te sleg om te loop, ek het dan sy kos betaal. So ek dink, ons dink al aan redes, en maniere hoe om die gospel uit te kry, want Jesus het gesê, gaan verkondig het aan almal, en dan sê hy, die tekens gaan hulle volg, en ons het die tekens doen, en dan vers 19 sê hy, nadat die Here Jesus het vir hulle gesê het, is hy in die hemel opgeneem, en hy het aan die regterhand van God gaan sit. En hoor gou jou awesome is dit. Hulle het toe die evangelie oral gaan verkondig. Nie in die kerkie, nie net in huise nie, oral. Wat beteken oral? Oral beteken oral. Oral is wanneer jy gaan petrol ingooi, verkondig jy die evangelie. Wanneer jy gaan kos koop, verkondig jy die evangelie. Wanneer jy in die kerk sit, verkondig jy die evangelie. Ek het al in kerk gesit, dan begin ek die gospel met mense langs my deel. Raak hulle ongemaklik. Maar sit in die kerk, raak hulle ongemaklik. Sê ek met ons is hier om Jesus groot te maak vandag, nê? En dan, hulle raak ongemaklik. Hoekom? Want ons nog te veel tradisie, ons nog nooit werklik weergebore nie. En dan sê hy, en die Here het met hulle almal saamgewerk, en die prediking deur die wondertekens, die prediking bekragtig deur die wondertekens wat daarop gevolg het. In Engels sê hy, that he will, hy sê, dit kom daar, gees, nou dink ek Engelse woord heel my verlaat. Engels sê, kom daarop neer, dat he will confirm the word through signs and wonders. God sal sy wonders en tekens bevestig. Sy woord bevestig deur wonders en tekens. So jy preek die woord en God sal daai woord bevestig deur wonders en tekens. Selfs met ons vanoggend hier op, sal ons net kyk wie het knieprobleme, enkelprobleme, rugprobleme, enige siekteprobleme. En ons gaan God vertrou vir jou liggaam vanoggend om te genees. Ons gaan God vertrou vir jou finansies om te herstel. Ons gaan God vertrou dat jy jou vrou weer kan vry vanoggend. Net as jy uitstap, jou vrou word wakker, sy's lief, jy's die mooiste ding wat ek met my geestelike pa het altyd gesê, sy vrou is die lekkerste speelding wat die Here hom ooit gegee het, nê? En ek sê dit vir my vrou, jy's lief, jy's die lekkerste speelding wat die Here my ooit gegee het. Dan raak sy sommer opgewonde, regtig. Sê ek ja, dis die lekkerste ding. Ek het in my lewe nog nooit so lekker speelding soos jy gehad nie. En my vrou raak excited oor dit. So jy kan vanoggend moet in 'n posisie kan kom wat jy jou vrou se bout kan knyp. Ek nydag vir my pa gesê, toe sê ek my nee, hy te oud, hy vry nie meer nie. Sê ek van wanneer af is jy te oud om te vry? I mean, imagine, jy het nie met tande in jou mond, hoe lekker vry jy dan? Maar dan wil baie mense wil nie, sê ja, hulle is nie in daai level nie. So, weet, daar moet 'n posisie kom in jou lewe wat jy kan vat, wat jy in God se oorvloed, voorspoed, voorsiening, vrede, vreugde, genesing, oral in alle tye kan wees. Maar die eerste opdrag wat jy ooit by Jesus gekry het, en jy hoef niks te doen om God se aandag te kry nie. Jy hoef niks vir hom te doen nie. Al lees jy nooit in jou lewe weer Bybel nie, al bid jy nooit weer nie. Maar jy glo vas dat hy die seun van God is, en jy lewe in 'n lewe wat nie sondig is nie, nê. Is hy nog steeds lief vir jou? Hy is nie kwaad vir jou nie, hy haat jou nie, hy skop jou nie net uit nie. Niks van daai goed nie. Hy is nog steeds lief vir jou. Ek kyk na straatouens, hoeveel van hulle het Bybels vandag, maar ek het al gesit tussen hulle, en sê hulle vir my, ek weet vandag, as God nie bestaan nie, sal ek nie geëet het nie. Ek's diep lief vir die Here.
dan bid hulle 'n kragtige gebed, 'n vurige gebed, maar hy het nie eens 'n Bybel nie. Nou wie gaan daai ou uit die hemel uithou? Niemand kan hom uithou nie, want Jesus het alles klaar betaal, volprys aan die kruis gesit. Maar ek wil nie in die hemel kom eendag en dat ek uitgemis op wat ek op aarde kon gehad het nie. Ek wil nooit in die hemel kom en sê, "Wow, ja, weet ek het 'n aanhou gehad, hy sê as jy in die hemel kom, dan gaan party ons gaan in die hemel kom, dan gaan hulle monde so oop. Dan kyk hulle. En dan 'n miljoen jaar van daar af staan nog steeds so. Want dit is te groot. God, so groot is God, nou kom jy in die hemel, nee, jy het dit net gemaak. Ek wil nie een van daai ouens wees wat dit net gemaak het nie. Wil in 'n posisie kom wat ek in die hemel kom en ek weet hoe baie ons nog gaan uitmis. Ons gaan terugkyk, het ons op dit uitgemis. Hoekom? Want ons het nie geglo nie. Ons geloof het ons nie toegelaat om op daai punt te kom wat ons actually kan uitstap en te kan sien wat gebeur nie. Ek meen baie in sê maar die wonders en tekens is om die ongelowiges te laat glo. Maar daar's soveel ongelowige gelowiges in die kerk vandag. Soveel van hulle. My eie ma is 'n nurse. Toe ek net na die Here toe gekom het 3 maande in toe, skop sy met die huis uit. Nee. Ons kan nie meer met jou huishou nie. My pa na my toe gekom sê nee, bly net nog 'n bietjie langer. Miskien is dit belangrik dat jy hier bly. Nee. Want iets in hom het gesê, hierdie seun het dalk nou iets beet hier. So nee, hy's nou van seks, drugs, rock and roll af na Bybel onder die arm. En nou as iets dalk. En my ma's 'n nurse, dan gaan sy saam met my mall toe. Een oggend, ek sal nooit vergeet, raak hulle vir my kwaad, my vrou partykeer los my in die kar, want ons vat 2 ure om melk te koop, omdat ons eers met almal gesels oor Jesus op pad in en op pad uit. En my vrou los my in die kar, maar daai een oggend sê my ma vir my, dat ek nog nie 'n kar gehad het. My eerste 2 jaar van bediening het ek nie 'n kar gehad, die bus gery en lifts gevat om by die volgende dorp te kom en God vertrou vir 'n voertuig. En vandag ry ek die kar van my drome wat die Here vir my gegee het, wat ek al ry nou amper 3 jaar daai kar, betaal hom nog nie 1 maand. Dis elke maand laat weet ouens my, hulle het vir my die Here gehoor, hulle het my kar betaal. Of was net natuurlik geld om die rekening. Maar ek onthou daai oggend my ma vir my sê, "Oor ek gaan mall toe, wil jy saam?" Ek sê ja. Sy sê, "Oké, ek gaan jou aflaai. 10 uur by die mall. Dan gaan ek huis toe kom en kom doen ek my make-up. En dan 11 uur kom ek mall toe. 12 uur is ons uit. Jy het 2 ure om vir almal te bid, maar 11 uur is uit die plek uit." Ek sê is reg, man, is my ma nog nie waar sy is nie. Sy wil nie eintlik regtig saam met my mall toe gaan nie. Soos ek ure loop rond, bid vir almal, lyk as jy 'n kruk het, dan lyk dit, jy het nie nodig vir die Here om vir jou te sê, kyk, daai ou het 'n knieprobleem of 'n heupprobleem as hulle met krikke rondloop. Jy het nie nodig, jy het oë gekry, hulle het 'n issue en daar's 'n Jesus wat 'n prys, nie 'n Jesus nie, Jesus het 'n prys betaal vir daai issue. En jy het nie nodig om te hoor, bid vir hulle nie. Want baie van ons wil hê die Heilige Gees moet sê, "Hallo, dis Jannie, dis die Heilige Gees. Wil jy nie gou net vir daai een in die rolstoel gaan bid nie? Helgard, dis die Heilige Gees hierso. Wil jy nie kyk 'n ou krikke?" Nee, partykeer voel dit vir my Heilige Gees jy kyk, en dan kan ek nie meer wegkyk, jy gebid ek maar. Vir hulle baie keer gebeur niks, maar baie keer gebeur alles. En ons sou nie bid nie, maar net gebeur niks en dan lyk ons sleg. Maar jy moet jouself uit die pad, jy moet eintlik oor jouself kom en jouself uit die pad kry en besef niks gaan oor jou nie. Dit gaan oor die koninkryk wat kom op aarde soos wat dit in die hemel is. Ons gebed is, Here, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel so ook op aarde. Hoeveel ouens het krikke in die hemel? Hoeveel ouens ry al met rolstoele rond met goue rims? Of hoeveel ouens sit daar met depressie? Of hoeveel arme ouens bedel in die hemel? Dit is nie so nie. Wat is te kort vandag in die hemel? In Psalm 23, Jesus is jou herder, jy sal niks kort kom nie. Wat is te kort vandag in die hemel? Niks nie. En jy moet kan glo dat dit vir jou is, want jy's 'n erfgenaam van die hemel. As enige iemand aan Christus behoort, is jy 'n erfgenaam van Abraham, Isak en Jakob. Hulle was skatryk goud, vee en silwer. Maar jy's 'n erfgenaam van wat die hemel beskikbaar het vir jou vandag. Het jy al dit gevat? Glo jy dat dit joune is? Want dis waar die verskil gaan lê. Ek het daai oggend ingestap, vir almal gebid, kry my ma by die deur, toe ons by Spar instap, toe loop ek en my ma in, en links van my 'n tannie, 'n kleerling tannie en haar dogter, en daai tannie het 'n kruk, en ek het net nie gehoor nie, ek het net gesê, "Tannie, wat's fout met die kruk?" Nee, sê sy was in die ongeluk, vra net mense, "Joh, dit lyk damseer." Dan hoor jy begin kla hulle. Nee, ek was mos in 'n ongeluk gewees. En toe het ek mos nou my knie seer gemaak, en dan begin kla ouens. Dit is nie eens nodig om by die Here te hoor nie. Hulle sê sommer klaar vir jou wat die issue is. En in daai oomblik toe sê ek, "Maar kan ek vir Tannie bid?" En sy sê, "Is reg." En ons staan in die deur van Spar, bid vir haar. En die Here genees haar net daar. Sy gee haar kruk vir haar dogter, sy begin lig haar knieë op en begin dans. En my ma het op 'n afstand staan en kyk, want sy wou nie by my staan toe ek vir haar bid nie. En toe ek terugstap na toe, en ek kom by haar en ek sê niks nie. Ek het net ophou preek in my huis en net begin leef, dat hulle kan sien. Maar jy sien, daar's 'n plek
waar Petrus uit die boot uit klim en op water begin stap. En die Bybel sê, toe Petrus en Jesus terug in die boot is, het die wat in die boot was, Jesus by sy voete neergeval om aanbid en gesê, sekerlik moet u die seun van God wees. Hulle het nie hom aanbid omdat Jesus op water gestap het nie. Hulle het hom aanbid omdat Petrus op water gestap het. Hoekom? Want hulle het geweet hierdie stinkvisserman kan nie, indien Jesus die seun van God is. En baie keer moet ek en jy uit die boot uit klim, in 'n absolute waterstap, sodat die wat nog in die boot sit, kan gaan. Eerlikheid, Helgat kan dit mos nie doen nie. Koenraad kan dit mos nie doen nie. Esje kan dit mos nie doen nie. Dit is onmoontlik dat Kali dit kan doen, of Henk dit kan doen, tensy Jesus die seun van God is. En ek en jy moet in 'n posisie kan kom wat ouens na ons kyk en sê, dit is onmoontlik dat daai ou dit kan doen. Jesus moet die seun van God in sy lewe wees. Ek stap na my ma toe daai oggend en in my instap sê ek vir okay, is reg, ons kan maar stap. En sy was bietjie, jy kan sien ongemaklik, want in haar kop wat nurse is, gaan dit dit kan nie net wees nie. En later toe vra sy vir my, maar hoe doen jy dit? Sê ek vir ek weet nie. Bybel sê ek my hande op siekes lê, dan sal hulle genees. En dis al wat ek doen. Ek lê my hand op 'n sieke en ek vertrou God vir genesing om plaas te vind. Sien ek baie keer genesing? Nee. Maar God sê, Jesaja 55:11, dat die woord wat jy uitstuur, sal sy doel verrig waarvoor dit uitgestuur het, en dit sal nie leeg terugkeer nie. En al het ek nou gebid en nie 'n wonderwerk gesien nie. As ek terug gaan Markus 16, sê hy, as jy aan op siekes lê, sal hulle genees. So God se woord het nog nie verander nie. Jeremia 1:12 sê, hy's wakker oor sy woord, hy staan gereed om dit te volbring. God se woord is lewendig en aktief, skerper as enige tweesnydende swaard. En God is nie 'n mens dat hy lieg nie. Numeri 23:19. Ek is nie 'n mens dat ek lieg nie. So as God nie lieg nie en sy woord is waar, dan beteken dit, al sien ek nie nou die genesing nie, ergens moet dit plaasvind, want sy woord is waar. En 'n ou het eendag vir my gesê, of God genees of God verlos, maar God bly goed. Een van die twee gaan gebeur. Ergens gaan jy genees, of in hierdie lewe of in die lewe daarna, maar God genees. En hy is vandag nog steeds 'n wonderwerkende God. Baie ons glo dit nie. En as jy dit nie glo nie, is okay. Ek glo dit. Ek sien dit en ek wil nooit in die hemel kom en sê, Here, het ek op so baie uitgemis nie. Jy sien, kyk al die rolstoele wat kon leeg raak. Here, kyk alle dowe ore wat weer kon hoor. En ek en jy, weet Kolossense 1:27, die hoop Christus in ons is die hoop van die heerlikheid. Ek en jy dra Jesus in ons. En oral waar ons kom, kan ons hom manifesteer. Dis niks om Jesus te dra nie, maar kan jy hom vir mense wys? En meer, gaan in 'n mall in en een ou genees nie. Sê ek jy gou vinnig kry jy 'n groepie bymekaar, want iets het nou gebeur. Dan sal groep. Hoeveel keer ek al in 'n mall gestaan het, dan het ek vir een ou gebid, genees hy. Onmiddellik is daar 2, dan 3, dan 4, maar nou begin ek met een ou praat die gospel en ander is hoor dit. En soos enigiets nê, 'n lig, as jy 'n lig buite kan sit, trek jy klomp goggas. Jy's lig in die wêreld. En wanneer jy gaan begin skyn, gaan 'n klomp goggas na jou toe kom, want hulle het hierdie lig nodig. Hulle wil by die lig sit. En as jy gaan begin skyn en begin praat en begin deel, dan stuur jy daai lig in die wêreld in. En daai lig breek deur donkerte. En ewe skielik 2 Korintiërs 4:4 sê dat die God van die wêreld die gedagtes verblind van die wat verlore gaan. Dis hy die lig van die evangelie op hulle begin skyn. Wanneer jy begin evangelie deel, gaan die lig van dit op hulle gedagtes skyn. Hulle oë gaan oop en sien hulle Jesus vir wie hy is en nie vir wat die wêreld hom gemaak het nie. Want ons, en ek het al by Swaziland ingestap by 'n Sangoma in. Ek wou by haar kom, toe sê ek die 11de in haar oor the missionary that came, wat van Jesus kom praat, en ek wil met haar oor Jesus praat, toe sê sy, wat sê Jesus, hier was al baie gewees. Sê ek, nee, die een wat leef. En so waar gebid, en haar voete was so krom, haar tone was krom, sy kon omtrent nie stap nie. Sy het gesê, as sy trap, voel het of haar penne dwars deur haar voete steek elke keer as sy trap. Ons bid vir haar sonder om aan haar te vat, want ons mag nie Sangoma vat nie, dis hulle reël daar, jy vat nie aan haar nie, sy is die hoof Sangoma. En terwyl ons betrek haar voete reg en haar tone reg, en sy staan op en begin dans. En sy gee lewe vir die Here net daar terug. Volgende dag toe sê sy was by haar in die hut gewees die vorige aand. En sy prys hom net vanaf. Kom hy Sangoma na die Here toe en die 13 ouens wat onder haar is. Almal op een slag want hulle het een wonderwerk gesien. So, daar's baie Jesusse in die wêreld, maar wanneer jy Jesus begin verteenwoordig en mense hom in jou kan sien, verander die game. Want ewe skielik sien hulle. Maar die wêreld sê seeing is believing. Maar God sê wanneer jy glo sal ek jou wys. So ek en jy as gelowiges moet kan begin uitstap en begin by die evangelie. Romeine 1:16 Paulus, ek is nie skaam vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding. So wanneer ons die evangelie begin preek, dan we release the power of God unto salvation. Enige plek. Ek kom by 'n mall in, dan moet jy betaal, dan tel ek al klaar die tille. 1, 2, 3, 4, 5 tel, dis waar ek staan. As ek al voorkom, sê ek, kyk ek die name tag, sê ek, pragtig, Chantel, is dit jy?
Wat nou meneer? Sê ek, is dit jy? Hier by Checkers, Chantel van Checkers. Nou hoe nou meneer? Sê ek, is jy by die 5de til? Dan tel ek 1 2 3 4. Ja, 5de til. Nee meneer, wat gaan nou? En sê ek nee, ek het vanoggend met 'n ou gepraat wat so lief is vir jou. Hy kan nie ophou dink aan jou nie. Dan sê hulle, nee, is nie waar nie. Sê ek het regtig, ek bedoel nie praat met ou, hy kan nie ophou dink aan jou nie. Hy sê heeldag dink aan jou, die hele dag. Meer as wat daar sand in die wêreld is sy gedagtes oor jou lewe en is net goeie goeders. Nee meneer, van hulle kry baie skaam met jy met my boyfriend gepraat. Sê ek nee, ek het nie 'n boyfriend gepraat nie, maar met 'n ander ou gepraat. Pietjie, daai ou is lief vir jou, nee. En party raak vir my kwaad. Nee, hoe kan ek dit nou sê? Hulle stel nie belang in man sê. Sê ek ook ek sê met wie ek gepraat het. Miskien ken jy hom. Sê ek sy naam is Jesus. Weet ek het al in sulke toue gestaan dat ek Jesus moet hulle deel. Dan gee die vrou agter die til al lewe vir die Here terug, maar 3 ouens in die ry agter van my af raak kwaad. Betaal net klaar. Sê ek oom, jy kan net so rustig staan en gaan nou vir jou ook bid vir bietjie meer geduld. Jesus is diep lief vir jou. En dan staan ek in daai til en ek bid vir daai ou in daai ry, want wat het ek om te verloor? Galasiërs 2:20 sê, ek is gekruisig saam met Christus. Ek lewe nie meer nie, maar hy lewe nou deur my. So het jy jou lewe vir Jesus gegee, het jy dit weggegee. Jy het niks om te verloor nie. Absoluut niks. Jou lewe behoort nie meer aan jou nie. En as jy sê dat Jesus sy lewe deur jou lewe, hoe lyk 'n lewe waar Jesus deur dit gaan? Hoe lyk dit? Want 1 Johannes 2:16 sê hy dat as enige iemand aan Christus behoort of beweer hy behoort aan Christus of is in Christus, behoort hy te wandel soos Jesus gewandel het. So hoe het Jesus gewandel? Ek meen hy was 'n God van liefde. Ek meen as ek dink aan sy karakter, wat was dit aan hom dat mense rondom hom wou wees? Wat was dit aan hom dat 5000 ouens vir 3 dae agter hom aanloop? Dink om te hoor wat hy te sê het. Wat was dit aan hom dat die sondaars en die dronkaard en die prostituut by hom wou gesit het? Wat was dit aan hom dat die tollenaar sê, Here, ek het geld gesteel, maar gaan alles terugbetaal dubbel? Wat was dit aan hom dat ouens so agter hom wou aangegaan het? Nederigheid, dink ek, is seker een van die grootste goed. Ek lees nou 'n boek van Andrew Murray, Humility is die boek se naam. Dis 'n vinnige boekie, kan dit in 2 ure klaar lees. En een skrif wat by my uitgestaan het is, he humbled himself and became obedient unto death. Nederigheid is die wortel van gehoorsaamheid, waar trots die wortel van ongehoorsaamheid is. Want trots het Satan uit die hemel uitgeskop. Nederigheid het Jesus gekry om gehoorsaam te wees tot die dag wat hy dood is. En ek en jy moet in nederigheid kan stap, sodat mense rondom ons wil wees. Ons moet in 'n posisie kan kom waar wonders en tekens ons so volg. Ek sê altyd, ek los die deur so entjie oop as ek by 'n plek instap, want goedheid en guns volg my nie net maandag, woensdag en Vrydag nie, maar al die dae van my lewe. So ek los die deur altyd oop dat goedheid en guns saam kan inkom in die vertrek in. En as ek uitstap, dat almal in daai vertrek so geseënd is, dat hulle nooit weer dieselfde is nie. En baie keer is dit moeilik, nie almal wil ontvang nie, maar ek en jy het 'n werk op aarde. Dis om die evangelie te verkondig. Toe die lockdown kom, toe maak ek 'n broadcast op my WhatsApp van oor die bietjie nommers wat ek het van oor die 400 mense in my eie dorp. En ek sit almal in dit in en ek het onmiddellik 'n boodskap uitgestuur. Is jy reg om die koning van alle konings te ontmoet? Het jy al jou lewe met Jesus reggemaak? En as jy nie het nie, stuur my 'n boodskap, ek bid saam met jou. En dit was nie 'n maklike ding om net vir die ouens in jou eie huisdorp uit te stuur nie. Vir jou eie familie is die moeilikste plek om Jesus te preek. En dis hoekom ek dink daar's so 'n gesegde, preek die gospel as dit nodig is, gebruik woorde. Ek is nie 'n groot fan van daai gesegde nie, maar soms in jou familie is dit die beste plek om te kan kom, want Jesus het nooit gesê preek die gospel en as dit nodig is gebruik woorde nie. Nee, hy het gesê gaan en preek die evangelie aan almal. So, maar daar's 'n plek in jou gesin wat jy die gospel so moet preek, wat mense uit jou lewe uit kan sien dat Jesus koning is, en dat hulle eintlik by sy voete gaan neerval en sê, Here, ons weet U is die seun van God, want is onmoontlik vir Picard om te doen wat hy doen, as U nie leef nie. Dis onmoontlik, vir die mense is dit onmoontlik. My ma, as hulle so 'n bietjie in ongeloof begin kom, as ek vir ma, wat het die Here al reeds in my lewe gedoen wat julle nie glo nie? Dan raak hulle stil, sê hulle, yes, ja, ons weet hy kan, want ons het dit al gesien. So, jy moet in 'n posisie kan kom vir oggend, om te kan sê, Here, wat kan ek vir oggend doen, en hoe kan ek die evangelie verkondig? Hoeveel nommers het jy op jou foon met die weer ouens ken nie Jesus nie? En was jy bereid om neer te lê, sodat hulle Jesus kan ken? Want jy het niks, jy het 'n boodskap dat jy kan sê, Jesus is lief vir jou. Ons sê, maar kan nie die gospel se preek nie, ek ken nie die Bybel so goed nie. Jy het ook nie nodig nie. Openbaring 12:11 sê, jy wen deur die woord van jou getuienis, die bloed van die lam, dat jy jou lewe nie lief het, tot die dag wat jy doodgaan nie. Handelinge 4:20 sê hy, Petrus en Johannes, ons praat net oor die goed wat ons al gesien en al gehoor het. So ek en jy het almal 'n storie. Ons elkeen het 'n getuienis en ons almal het al iets gesien of al iets gehoor. En jy kan net dit praat en deel met die ou wat rondom jou is, naby jou is. Ek meen, as ek jou vandag vra,
Hoeveel van julle het al vir jou buurman vertel dat Jesus hom liefhet? Hoeveel van jou het al oor die pad gestap en net vir die ou gaan sê, weet jy, God 'n plan met jou lewe? Baie ons kan nie. Ons wil altyd in 'n ander nasie inneek en met die ouens daar gaan chat. Maar ons eie straatmense weet nie eers dat Jesus hulle liefhet of dat ons Jesus liefhet nie. Want hulle kan dit dalk nie sien nie, hulle het nog nooit dit gehoor nie. Jy's op 'n basis hoeveel ouens in hierdie land vandag het nog nooit van Jesus gehoor het. Nee, en ek het al deur drive-thrus gegaan. Dan sê ouens, vertel ek hulle van Jesus, sê hulle nooit, wie is Jesus? Sê ek, weet jy nie wie Jesus is nie? Nee, nooit van hom gehoor nie. Deur 'n McDonald's drive-thru 10:00 in die aand. Dan wonder ek hoeveel Christene het al deurgegaan. Niemand daai persoon van Jesus vertel. Ek en jy het 'n werk om te doen en dis om Jesus te vertel. So ons nog 3 minute oor. Ek wil vinnig net afsluit met finansies. Soos ek nou van nou moet sê, en dis seker 'n ding, as ek vra wie van julle wil julle lewe vir Jesus gee, dan kom maar 10 ouens vorentoe. Maar as ek sê wie van julle kan ek voorbid vir finansiële voorspoed, staan die hele kerk op, trap hulle mekaar dood op pad vorentoe, want almal het geld nodig, nee. Finansies en geld is baie keer 'n vloekwoord in die kerk vir party ouens, maar almal het dit nodig. En ek het myself uit armoede uitgesaai in 'n jaar se tyd. So om julle, ek gaan gou 'n vergelyking vat. 2017 tot 2018, vergelyking, het ek R100,000 ingekry vir die hele jaar. Ek verdien nie 'n salaris nie, ek kry nie geld by kerke nie, niemand betaal my vir niks nie. En ons soek dit ook nie, want geen mens, Jeremia 17:5 sê, vervloek is die een wat op die arm van die vlees staat maak. Ons maak nie op mense staat nie, ons maak op God staat. En in vergelyking, kom ons sê nou R100,000 die jaar gehad. En ek het aan die einde van die jaar gegaan, toe sê ek vir die Here, ek kan nie so aangaan nie. Ons moet traveling cost betaal, ek wil mense kan help, ander mense kan help. Ek moet my kar betaal, al die goed moet betaal word, en ons kry net genoeg, en om net alles te dek. Hoe gaan ek ooit kan 'n vrou kry en 'n gesin onderhou, ensovoorts. En die Here begin praat met my oor saai en maai. Galasiërs 6:7, wat jy saai, sal jy maai. Maleagi 3 sê hy, as jy jou volle 10de gee, sal die vensters van die hemel oopgaan, en jy sal weet te min plek hê. Spreuke 3:9 sê, as jy jou eerste vrugte gee, sal jy nie genoeg plek hê in jou stoorhuise van wat God vir jou wil gee nie. En so het die Here met my begin werk oor finansies, en ek het begin saai. So 2017 tot 2018, R100,000. 2018 se begin, toe begin saai ek met purpose. Ek het altyd gesaai, maar hierdie keer begin saai toe met doel. Hy sê, wat jy saai, sal jy maai. En ek het my saad begin naam noem. En hy sê in Maleagi 3 sê, toets my nie, dis enigste plek wat jy God kan toets in. So ek gaan toe en ek toets hom, en ek dink, kom ek gaan groot, en ek noem my saad R10,000 'n dag. Dis wat ek kom noem. God is mos nou groot, en hy het gesê, ek kan hom toets, so ek gaan hom nou toets. En ek het vir 6 maande gesaai, en my reference op my EFT's was 10K a day, R10,000 'n dag. En 6 maande later, toe vra ek, Here, maar ek saai nou, en daar kom niks geld in nie, hoe werk dit dan? Toe sê hy vir my, ouens wat pekanneute plant, wag 5 tot 7 jaar, maar as hulle dan oes hulle elke jaar. Hou aan saai, en ek hou toe aan saai. En 'n tyd daarna, toe breek daar geld los, en vir 2 weke, niks minder as R10,000 'n dag se EFT's gekry. Niksie. Ons kry niks minder as nie. En toe dit gebeur, toe dink ek, nee, maar as klein geld so baie saad inbring, dan gaan ek nou groot begin saai. En toe het ek groter begin saai. In Spreuke 11:30 sê hy, the fruit of a righteous is a tree of life, but he who wins souls is wise. Toe het ek begin ministry soek wat op 'n daaglikse basis siele wen. En ek het by daai ouens begin insaai. Hoekom? Want jou saad stel 'n ander ou in staat om siele te wen waar jy nooit kan uitkom nie. En dit was my belegging geweest, en dit was my oortuiging geweest. Jy het oortuiging in jou kerk, jy het oortuiging in jou small group, jy het oortuiging die ouens wat hierdie goed is house, dis jou plek wat jy dalk voel jy wil saai. Dis jou stoorhuis, dis waar jy kos kry, dis waar jou saad ingaan. En jy moet by die Here self voor. Johannes 6, dink 16:13 sê, die Gees van God sal jou alle waarheid wys en jou in alle waarheid lei. En toe het ek begin saai in my finansiële jaar, in vergelyking, sê my eerste jaar was R100,000 geweest. My jaar wat ek begin saai het, 2018 tot 2019, 350,000. So ek het met 3.5 gemaal in daai tyd. En vandag, ek kan nie vir jou sê, as ek vir jou partykeer moet sê, wat in my rekening gaan, sal die berug val. Maar God is getrou, God is goed. En hierdie maand wat nou verby was, Maart maand wat nou verby was die beste finansiële maand wat ek seker nog in 6 maande gehad het. En het niks gebeur. Ons is nie uit nie, ons is nie bedien nie, ons het niks nie. Want 'n ou my uit Texas uitgebel 2 weke terug op 'n Facebook call. Nee, hy het nou op ons goed afgekom, waar kan hy geld sê, toe pos hy ou vir my $1,000.
Soos ek op R19.02 toe ek uit cash, rand teenoor $1 net. Cash ek R18,000 uit na die bank als gevat het. En is een van vele ouens wat in hierdie lockdown net gebel het van random plekke af, of 'n e-mail gestuur het, of hoe ook al het uitgekom het, en voorsien het. Ek praat met 'n pel van my nou die dag, hy het 'n besigheid begin 2 jaar terug, uit in hierdie maand, wat als toe was, die grootste omset gehad in 2 jaar aan sy besigheid, as wat hy nog ooit in sy lewe gehad het, nie. Ek het gisteraand, toe sit ek op Facebook, wat het die Here al vir jou gedoen in tyd, nie? Julle kan gaan check op my Facebook page, in die lockdown tyd, nie. En die getuienisse wat ingekom het van mense se voorsiening, en hoe ouens gesaai het in hierdie tyd. Ander vrou nou dag R20 gesaai, kry sy net 'n EFT van 'n random plek af R2,000 in haar rekening in. Want God se woord is waar. En hy gaan nie verander nie, hy het nie verander nie. So ek het 'n pel gehad wat my een keer gebel het. Hy's 'n property developer in Bloemfontein, 35 jaar oud. Bel my eendag snot in trane. Hy sukkel finansiëel. Hy het nou geld op leen by die bank net om sy salaris te betaal. Hoe gaan hy nou maak? En ek moet vir hom bid. Dus ek gaan nie vir jou bid vir jou finansies, is jou 10 op datum. Want daar's 'n groot krag agter jou 10. Ek meen, God verdien eintlik jou 100%. Maar hy sê, jy kan my net 10 gee, minimum 10%. En party ons wil nie dit gee nie. Nee, dit kan nie 10% gee nie. Ek sal 10% gee as ek R2 miljoen 'n maand verdien. Maar as jy nie eers 10% kan gee wanneer jy R200 'n maand verdien nie, hoe gaan jy 10% gee as jy R2 miljoen 'n maand verdien? Want as jy nie R20 kan skryf, hoe gaan jy R200,000 skryf? En ek sê vir hom net, jy moet jou 10 op datum kry. En hy het aand gegaan en hy het ek sal dit nooit vergeet, hy het R103,000 sy rekening gehad. En dit is geld wat hy geleen het, sodat hy sy salarisse kan betaal. En hy gaan vat R10,300 van dit. Hy deel dit in 3 op. Hy saai 1/3 na sy kerk toe, hy saai 1/3 na sy pa se kerk toe, en die ander 1/3 na ons ministerie toe gesaai, nee. Daai volgende oggend 7 uur, toe bel hy my wakker, toe 'n ou van Europa R1 biljoen in sy besigheid belê. Cash. Niks stories rondom met die R1 biljoen, hier is dit, daar gaan jy vorentoe. Daar is 35 jaar uit, het oornag 'n biljoenêr geraak, en het nie daar gestop nie. Hy is besig om in Suid-Afrika en in Europa, goed, ek weet nie hoe dit nou lyk nie, maar daai tyd het hy in Suid-Afrika en in Europa begin property development gedoen, van een saad wat hy gesaai het, en hy het nooit ophou saai daarna nie. So ek wil jou vandag aanmoedig, as jou 10 nie op datum is, kry dit tot datum, en van nou af saai met 'n doel. En as jy in jou hart voel jy wil nie saai nie, moenie saai nie. Bybel sê God loves a cheerful giver. Moenie net omdat, moet dit 'n godsdienstige ding maak. Nee, ek gaan nou net, weet ek, saai om te kry, saai om wat nie. Dit moet 'n leefstyl vir jou raak. So by so, dat wanneer jy gaan uit eet, jy dit wat jou kos gekos het, vir die waiters ook kan gee. As ons uit eet, en ons kos R500, tip ons baie keer R500. Nou die waiter is so groot, sy skrik so groot, sy kan nie glo iemand gee vir geld nie. Bid vir die waiters, later het die waiters jou in die kombuis, bid vir die hele kombuis, later het jy die hele staff membership van waar ook al jy geëet het, gebekeer, en as jy weer daar kom, is die eienaar so opgewonde om jou daar te hê, jy kry verniet roomhuisie aan as jy daar eet. Maar God is goed, God is groot, God is almagtig, en God wil jou uit 'n finansiële posisie uithaal waar jy sukkel, want God wil nooit gehad dat jy moet sukkel van die begin af nie. Kan jy jou geloof uitsit, daar buitekant, om hom te vertrou, dat hy 'n goeie plan met jou lewe het? Kan jy glo dat God goed is? Kan jy glo dat God jou lief het? Kan jy glo dat God 'n plan met jou lewe het? Kan jy glo dat God jou vorentoe wil vat en nie agtertoe wil vat nie? En kan jy jou geloof uitsit daarvoor? Hebreërs 11:1, wat is geloof? Is die vaste vertrou dat die onsigbare goed waaragtig is. Dat dit wat jy nie uit die hoop het en dit wat jy nie kan sien nie. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Jy kyk na die vrou met die bloedvloei. Sy het aan Jesus gevat en toe sy hom vat in geloof. Want check gou, die Bybel sê dat Jesus die woord is, Johannes 1:1. Hy is die woord, in die begin was die woord was met God, woord het vlees geraak en hy het onder ons kom woon. Johannes 1:14. Hy het onder ons kom woon. So Jesus was die woord van God in vlees. Maar met die vrou van die bloedvloei, sê die Bybel, daar was 'n crowd rondom haar gewees. En sy het deur die crowd gedruk om by hom uit te kom. En vir 12 jaar het sy alles in haar eie krag gedoen om te kyk, kan sy genees van haar issue af. Maar toe Jesus kom, toe gaan vat sy aan hom. En net om aan hom te vat, sê die Bybel, dat hy is gestop en krag het hom verlaat. En toe het hy die disippels gevra, wie het aan my gevat? En hulle sê, maar Here, almal vat aan jou. Maar hier is die verskil. Baie ouens vat aan die woord net om aan hom te vat. Maar baie ander ouens vat aan die woord vir wie hy is en omdat hulle glo en in geloof. So as hierdie vrou met die bloedvloei gekom het en in geloof van hom gevat het sy 'n wonderwerk ontvang. Jy moet kan gaan en aan die woord kan vat, dit lees, dit glo, dit praat, dit doen. Want eers wanneer jy dit gaan doen, in geloof, sal wonders en tekens jou begin volg. So dis my woord vir vanoggend. Ek hoop dit jou gebless, maar ek wil gou weet, as daar enige iemand is
ek sien die ouens, ek weet nou nie hoe die ding werk, wat jy kan comment, en sê, wat, hier is chats, wat jy kan chats bou en dan kan iets stuur. As jy nie weet hoe dit werk nie, sal ek net graag wil weet, as daar enige iemand is met fisiese pyn in hulle liggaam, as jy nie vir my kan tik hier onder nie, om net dan ten minste te sê, yes, ek het 'n skouer, ek het 'n knie, ek het 'n rug, of die dokter sê, weet ek het hierdie kroniese siekte, of wat ook al dit is, dan wil ek saam met jou geloof staan vanoggend en God vertrou vir genesing. Ons het in die laaste tyd oor live feeds gesien hoe mense genees, bene teruggroei, maar nie bene was nie. Regtig net ongelooflike miracles gesien. So, as jy vanoggend dalk het, sê asseblief vir my, en dan bid ons gou saam. Richard, Yes. my ma was in 'n verskriklike groot motorfietsongeluk gewees verlede jaar, waar sy haar been verloor het en eintlik tegnies gesproke moes sy eintlik dood verklaar gewees het. Sy het letterlik by die dood omgedraai, waar God net in haar lewe ingegryp het en waar die dokters gesukkel het om haar vitals stable te kry, het ons daai aand vir soos in daar en dan ingetree in gebed, en terwyl ons besig was om vir haar te bid, kom die WhatsApp deur om te sê hulle het haar vitals gestabilise gekry en nog nie een keer 'n setback gekry vandat ons vir haar gebid het nie. Maar sy het bietjie kom kuier van die Kaap af hierso by ons, en ek gaan die foon vir haar gee, want ek weet sy sukkel nog met redelike paar goeters binne haar liggaam wat obviously nog besig is om te herstel. Haar hand is so nog nie lekker kan beweeg nie. En ek weet, ek het al menigte keer al gesien hoe God jou gebruik in terme van genesings. Foon vir haar gee. Ek kan so net met jou praat en net vir jou sê waar sy pyn en kwaal het. Alright, so hier is die foon. Gegaan. Môre Tannie. Hallo. Tannie, dit is so awesome om vir Tannie te ontmoet. Ek weet by die hele journey, ons het saam gebid, toe Rochelle dit begin opsit het op Facebook en op WhatsApp, en al die groepe, het ons so saam begin bid, so ons is altyd al die pad saam met julle in geloof gewees vir dit. En vanoggend, kom ons vertrou die Here vir volkome genesing. So, Tannie kan net Tannie se hand daar sit, wat aan die Here vir genesing vertrou. Ons gaan hom vir die hele liggaam vertrou, maar kom ons vir daai spesifieke area. Father, we just thank you in Jesus' mighty name this morning, God, for complete wholeness and healing in the body. Lord, we come in faith and complete faith. Here, die woord sê wat 2 of meer, Matteus 18:19 saamstem. So sal dit wees. En vanoggend, Here, verklaar ons volkome genesing oor daai liggaam in Jesus naam. Enige plekkie waar pyn of seer is, om nou te gaan in Jesus naam. Van die kop tot by die sole van die voete, volkome genesing, kroontjie tot toontjie, in Jesus naam. Here, as dankie dat ons kanselleer elke negatiewe woord wat 'n dokter ooit oor haar uitgeskryf het of gespreek het, in Jesus naam. Nou kanselleer ons dit, ons bind dit, Matteus 18:18, wat gebind is op aarde is gebind in die hemel, Matteus 16:19, sleutels van die koninkryk vir ons gegee, Here, en ek dank U vanoggend, dat ons kan in die hemel instap, en die sleutels van die koninkryk wat ons reeds het, gebruik, Here, en ons woord release, dat genesing beskikbaar is, en dankie dat U 'n groot God van genesing is, dat U 'n geneesheer is, en dat U lief vir ons is, 'n prys vir ons betaal het, Here, en dat U nooit ver van ons af is. U arm is nooit te kort om te red nie, en U oor is nooit te doof om te hoor nie. En vanoggend dankie ons vir volkome genesing, in Jesus naam. Amen. Amen. Baie Awesome. dankie. Here, baie dankie vir die awesome voorreg wat ons vanoggend gehad het om net die woord te kan hoor, Here. Ek bid dat elke saad wat uitgegaan het op goeie grond val, dat dit groot oeste sal opbring. Here, die saad van die woord wat uitgegaan het vanoggend, that it bring a conviction on our hearts, Lord. Not to sit back and watch, Lord, but to actually do and get our hands dirty. Father, we thank you for the Great Commission. We thank you that we can be a part of it, Lord. And please help us to be bold and confident to walk in complete faith in your faith, not our faith, Lord. That we can walk in it, Lord, and see people get saved, set free, and delivered, Lord, and healed in Jesus' name. So, Father, I just thank you right now for everyone on here. Ja, ek het gesien, hierso is nog mense wat gevra het vir gebed, vir Anne-Marie skoonsis, wat in Bloemfontein bly. Here, ons bind net kanker in Jesus naam, ons kanselleer dit en ons gooi dit uit. En ons dankie vir oggend vir 'n awesome tyd wat ons het, om te kan by mekaar kom, om te kan bid, om te kan woord hoor, en te weet dat U nog steeds 'n groot geneesheer is, om te weet dat U 'n groot God is, om te weet dat U nog steeds in 'n posisie is
waar U genees. Ouens sê, Here, as dit U wil is, genees ons. Ons weet is U wil, want Jesus was die perfekte beeld van die perfekte God. You were the perfect image of the perfect God. You were the invisible image of the visible God. En Here, Jesus het net gedoen wat U wou gehad het, hy moes doen, en hy het mense genees. Ons weet is in U wil om mense te genees, en vanoggend bid ek, Here, vir volkome genesing en Annemarie se liggaam, dat kanker sal gaan, dit geen plek het in haar liggaam nie, want U het reeds daarvoor betaal in Jesus naam. Here, ek dank U vir 'n skouer om nou te genees, Rian se skouer, linker skouer, volkome genesing in Jesus naam, volkome genesing in Jesus naam. Daar is nuwe skouer, alle pyn uit, in Jesus' name. Lord, we thank you for a brand new rotator cuff in Jesus' name. And also, God, I thank you for complete 100% movement in the shoulder without any pain. In Jesus' name, I thank you. Here, ek dank U vir finansiële deurbrake in elkeen se besigheid, in elkeen se persoonlike lewe, en in elke gesin. Here, ek bid dat die saad wat hulle saai, as hulle nog nie gesaai het nie, dis einde van die maand, dat hulle nou 'n saad sal saai, in geloof, en daar waar dit saai, dat dit goeie grond sal wees, en ek bid dat daai saad 100voudige oeste sal opbring in elke persoon se lewe ook, en elke saad wat al reeds gesaai is, dat daai saad wat oor tyd gesaai is, wat nog nie opgekom het, en nou sal opkom, Here, groot vrug en groot oes sal dra. Here, en ek dank U net nou vir Rian hulle wat hierdie Zoom calls hou elke Vrydagoggend, en ek bid van nou af, dat elke Vrydag wat hulle wel op 'n Zoom call is, 'n vrugbare Vrydagoggend sal wees, dat geloof so geroer sal wees, dat mense ongeskik sal rondloop, weet dat U koning is, weet dat U geneesheer is, weet dat U redder is, dat U nie geskik is deur enigiets wat gebeur rondom ons nie. Here, ek bid dat vrees nooit in ons harte sal ingaan, en geloof ons ooit verlaat nie, maar dat ons altyd sal staan en kyk na U, soos wat is Stephen the disciple, when people were busy stoning him to death, he still looked at heaven, and You were standing, Lord. You were not seated, but You were standing, looking at him, receiving him. Here, dat ons weet vanoggend, dat al gaan ons deur watse trials, as ons na U kyk, dan staan U, Here, gereed om ons te ontvang, en dat U arms altyd oop is vir ons, dat U ons nooit wegwys nie, dat ons altyd in enige tyd, enige plek na U toe kan kom. Lord, we come boldly to the throne of grace to obtain mercy, and we thank You for Your presence, we thank You for Your love, we thank You for Your grace, we thank You for Your mercy, we so need it. En Here, ek bid dat U ons nederig sal hou in hierdie tyd ook, dat ons gehoorsaam kan wees, selfs tot die dood toe, gehoorsaam kan wees. Hebreërs 12 sê hy, niemand was nog so gehoorsaam, dat tot hy bloed gesweet het. Niemand het nog sonde weerstaan, totdat hy bloed gesweet het. Here, en ek bid dat ons die krag sal hê om sonde te kan weerstaan, want sonde het geen houvas meer op ons nie. Dat daar nie 'n plek is vir pornografie nie, dat daar nie 'n plek is vir alkohol nie, dat daar nie 'n plek is vir onvergifnis nie, dat daar nie 'n plek is vir haat en kwaad en bitterheid nie. Here, U woord sê, ons moet ook nie die lewe vir ons vrouens bitter maak nie. So ek bid dat ons vrouens sal dra op die hande, ons hulle lief hê, soos U ons sal lief hê, ons vergewe waar ons moet vergewe. Here, en ek bid vir die ouens wat paas is, dat hulle die absolute paas sal wees vir hulle kinders, want baie ouens het nie paas nie, en baie ouens het sonder paas groot geraak, en ek bid dat die teenwoordigheid van 'n pa altyd in die huis sal wees. Nie net 'n pa in die huis nie, maar 'n pa in die lewe van die kinders, 'n man in die lewe van hulle vrouens. En ek bid, Here, dat herstel sal kom, waar nie tans nou vrede is nie. Because You've given us the ministry of reconciliation. Lord, I thank You that You've given us that ministry. That not the ministry of condemnation that Moses had, but the ministry of reconciliation through Your blood. We thank You for reconciliation in families, in households, and in marriages. In Jesus' name I pray this.